Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Kerkenberg. Geskryf deur Gys Jansen van Rensburg. Die dagboekaantekeninge van Maria Viljoen. Die dae by Kerkenberg, 1837. Verteller, Maria Viljoen. 'n 22-jarige boeremeisie in die Retief trekgeselskap. By Kerkenberg in die Drakensberg. Die son sit laag vanaand en die skaduwees van die Drakensberg val lank oor ons laar hier by Kerkenberg. My hande is koud terwyl ek skryf, maar my hart is warm. Vandag was 'n dag van hoop, al is die pad voor ons nog onseker. Ek is Maria Viljoen, dogter van Johannes en Anna Viljoen, en ek reis saam met Piet Retief se trekgeselskap. Ons is al maande op pad, weg uit die Kaapkolonie, op soek na 'n nuwe tuiste waar ons vry kan wees. Maar hier tussen die ruwe kraanse van die Drakensberg, voel dit asof ons op die rand van die wêreld staan. Ons het op 21 Oktober hier by Kerkenberg uitgespan. Die veld is oop, met hoë rotse wat soos wagte om ons staan, en die lug is skoon en skerp. Die waans is in 'n kring getrek, soos altyd, en die kinders het tussen die rotse gespeel terwyl die vrouens kos gemaak het en die mans die osse versorg het. Maar daar was 'n stilte onder ons, want ons leier, Piet Retief, was weg. Hy en 'n paar manne het na Natal vertrek om met koning Dingaan van die Zulus te praat oor grond. Ons almal weet hoe gevaarlik dit is. Die Zulus is magtig, en ons is maar 'n klein groepie, ver van enige hulp. Die dae hier by Kerkenberg was swaar, maar ook heilig. Eerwaarde Erasmus Smit, met sy growwe stem en vriendelike oë, het elke Sondag kerk gehou onder 'n groot oorhangende rots. Ons het saam gesing en gebid, en dit het gevoel asof God se hand oor ons is, selfs hier in die wildernis. Die kinders noem die plek nou Kerkenberg, omdat dit soos 'n natuurlike kathedraal voel, met die rotse as mure en die hemel as dak. Ek het gehelp om die kinders stil te hou tydens die diens, maar my gedagtes was by Retief en sy manne. Sal Dingaan ons laat bly? Sal daar vrede wees? Gister, op 11 November, het die blye nuus gekom. 'n Boodskapper het op 'n moeg gejaagde perd in die laar aangekom en gesê dat Retief se eerste onderhandelinge met Dingaan goed gegaan het. Die koning het glo ingestem om grond te gee, mits ons sekere voorwaardes nakom. Die laar het lewendig geword met opgewondenheid. My pa het gelag en gesê, "Maria, miskien is daar tog 'n tuiste vir ons aan die ander kant van hierdie berge." Ma het trane in haar oë gehad, maar sy het gesê ons moet bly bid, want die pad is nog lank. Vandag, 12 November, was 'n besonderse dag. Dit was Piet Retief se 57ste verjaardag, en sy dogter Deborah het iets wonderliks gedoen. Sy is 'n stil meisie, maar met 'n vuur in haar oë. En vandag het sy besluit om haar pa se naam te verewig. Met groen olieverf wat sy uit die voorrade gehaal het sy na die groot rots gegaan waar eerwaarde Smit kerk hou. Ek het haar dopgehou terwyl sy, met sorgvuldige hale, haar pa se naam en verjaardagdatum op die rots geskryf het. Piet Retief, 12 November 1837. Dit was asof sy die oomblik wou vasvang, asof sy wou sê, ons was hier, en ons glo in 'n toekoms. Ek het langs haar gestaan en gevra, "Deborah, hoekom doen jy dit?" Sy het opgekyk, haar hande groen van die verf en gesê, "Sodat ons kinders eendag sal weet waar ons gestaan het, Maria. Hierdie rots sal langer bly as ons." Haar woorde het my diep geraak. Dit het gevoel asof ons, hier in die skadu van die Drakensberg, 'n belofte maak. Nie net aan onsself nie, maar aan die Here en aan die geslagte wat kom. Môre 13 November sal ons die waans inpak en sy doos trek, langs die rand van die Drakensberg.
Die dag daarna, op 14 November, sal ons begin afdaal deur 'n steil pas wat die mans nou al Retiefpas noem, ter ere van ons leier. Die afdraande gaan gevaarlik wees. Die paadjie is smal en die waans is swaar. Maar vanaand terwyl ek hier skryf, is daar hoop in my hart. Die gelofte wat ons in ons gebede dra om op God te vertrou en sy wil te volg, voel sterker as ooit. Tog is daar 'n klein stemmetjie in my wat wonder, sal Dinga aan sy woord hou? Sal hierdie nuwe land ons verwelkom of sal dit ons toets? Ek kyk na die sterre wat nou bo Kerkenberg skyn en bid dat ons krag sal kry vir die pad vorentoe. Deborah se groen letters op die rots sal hier bly, 'n stille getuie van ons geloof en ons drome. Miskien sal iemand eendag hier verbykom en lees wat sy geskryf het, en weet dat ons, die voortrekkers, hier gestaan het met hoop in ons harte. Ek lê my pen neer en ek weet, selfs al hou die wêreld nie ons name nie, sal Deborah se letters bly. En saam met dit, ons geloof, ons drome, ons spore in hierdie nuwe land. Dankie dat jy saamgeluister het. Wat beteken hierdie storie vir jou? Deel dit in die kommentaar, subscribe vir meer verhale wat ons geskiedenis beklemtoon of net om lekker saam te luister. Kyk gerus uit vir die volgende geskiedkundige verhaal. Help my om ons erfenis lewendig te hou.